Goeiemorgen, het is donderdagochtend 22 mei 2025 en ek groet julle allemaal hartelijk hier vanaf die walle van die Groot Rivier. En ek open ons gesprek vandag daar met hierdie foto van Pinocchio met sy besoek daar aan die Withuis, 'n gesig wat niks goeds voorspel nie. Met ander woorde, die besoek het nie afgespeel of afgeloop soos hulle dit graag wou gehad het nie. Maar voordat ek aangaan daarmee, wil ek julle herinner aan vanaand se bosberaad om 7 uur interactief met ons lede. Ek en SBB brigadier Kobus Loubser, ons gesels met Papa Fox oor onder andere die SBB waarskuwingsmodel wat daar gestel is, die faktore wat inwerk op hoe bepaal ons die omstandigheid in Suid-Afrika, die vlak van die situasie waar ons is, hoe beïnvloed 'n gebeurtenis soos dit wat gisteraand in Amerika gebeur het, hoe beïnvloed dit ons projeksie ten opsigte van waar lê ons op 'n skaal van 1 tot 10 vanaf 'n volskaalse anargie situasie in Suid-Afrika. Maar dit dan vanaand om 7 uur regstreeks almal kan kyk, raak betrokke, kom luister, want dit is nie 'n gesprek wat ons elke dag het nie. En ons sit daar ook met 'n kundige wat ons ook nie elke dag op hierdie program het nie. Nou goed, kom ons keer terug daar na Washington DC in Amerika, na aanleiding van Donald Trump se aankondigings hier kort nadat hy as president ingelyf is, het hy sekere hulpfondse na Suid-Afrika gestaak en het sekere uitlatings gemaak rondom die onteiening van grond, rondom plaasmoorde, rondom die BBEE wette in Suid-Afrika. En dit was eintlik maar 'n bysaak om die beleid, die buitelandse beleid van Suid-Afrika in lyn te probeer bring. Hy het beslis die aandag van die wêreld getrek en ewe skielik was die fokus van die wêreld op Suid-Afrika. En Trump het by sy woord gehou en binne 'n maand of 2 is die eerste groep Suid-Afrikaners as vlugtelinge of dan as vlugtelinge na Amerika as gevolg van onuithoudbare toestande in Suid-Afrika. Ons weet daar was 'n groot geskarrelie in Suid-Afrika waar mense gesê het, nee man, dit gebeur nie regtig nie. 'n Organisasie soos Agri SA het blaatant gesê daar is nie enige vorm van grondonteiening nie. Daar is ook gesê daar is nie plaasmoorde nie. En selfs John Steenhuisen, die leier van die DA en uit die aard van die saak die minister van Landbou in Suid-Afrika het gesê daar's regverdiging om grond te vat en dit te verdeel. Hy sê ook daar is nie 'n spesifieke teiken van boere nie en dat plaasmoorde of volksmoord as sulks nie aan die gebeur is nie. Tog per definisie lyk dit vir meeste mense dat dit wel die geval gaan wees. En dit het dan ook die fokus gevang daar in Amerika en alhoewel Cyril wal gegooi het en gekeer het en gesê het, maar dis nie heeltemal die waarheid nie, het Trump toe sy Trumpkaart gespeel en 'n lewendige uitsending uit die aard van die saak gemaak of gewys waar Julius Malema en ander dan die liedjie sing Kill the Farmer, Kill the Boer. En 'n mens kan amper die geskoktheid op die gesigte van die luisteraars of die toekykers of die vergaderinggangers daar sien. Nou,
cut in the throat of one Ghana. So, come on, sir. The brewer, the farmer, the brewer, the farmer. Nou, om dit nou dan te wys op so 'n internasionale situasie, dat ek net die klank op 'n manier nou afkry. Daar is hy. Om dit so te wys weer dat Trump was baie goed voorberei. Hy het daarna ook 'n hele pak dokumente uitgepluk waar hy een vir een gevat het en gesê het, hierdie boer is dood, hierdie een is dood, hierdie een is dood, en hy het daardeur gegaan, en hy het eintlik vir die hele afvaardiging uit Suid-Afrika het gewys, dat luister, ons weet wat in Suid-Afrika aangaan, ons het ook sosiale media, en ons het ons agente op die grond, wat hierdie materiaal vir ons eerstehands in die hande kan kry, en dan ook gekry het. So ongeag die feit dat julle nou hier as 'n afgevaardiging staan, is daar nog baie wat verduidelik sal moet word. Dit natuurlik baie goed afgespeel, baie goed afgeloop, maar ek voel net dat 'n groepering soos Anton Rupert of Johan Rupert althans, Ernie Els en Retief Goosen nie daar moes gewees het nie. Ek dink dit was 'n skandalige optrede om die meer arme en minder gegoede mense in Suid-Afrika die reg tot oorlewing te ontken, deur daar te staan en te sê, ja, dinge is nie heeltemal soos dit moet wees in Suid-Afrika nie, maar ons gaan dit regkry. En ons weet, hulle gaan dit nie regkry nie. Want hierdie miljardêrs en sportmanne uit die aard van die saak weet nie wat op grondvlak aangaan nie. Net soos wat Cyril Ramaphosa nie weet wat op grondvlak aangaan nie, want toe hulle daai videobeeld wys van die karre wat so agter mekaar staan, waar hulle verby al die wit kruise ry van boere wat vermoor is op hulle plase, toe het Cyril Ramaphosa nog gesê daarso dat, this I have never seen. This I have never seen. I'll have to find out. Verskoning. Wat vir ons daarop wys, dat hy is heeltemal uit voeling uit met wat op die grond in Suid-Afrika aan die gebeur is. Maar ek moet sê, 'n baie goeie sinspeel van Trump was om te sê, maar as Julius Malema dan nou so klein nikswerk groepering is soos wat julle sê, hoekom is hy nie gearresteer nie? Hoekom tree julle nie op nie? Want wat nou, daai man sit in die parlement. Hy is deel van die regering, hy wat Julius is. Maar hy loop nou los rond. Dink vir jouself, as dit nou enige wit man was, wat daardie uitlatings gemaak het, na die teenoorgestelde kant toe, dan was hulle lankal toegesluit. Maar nie Julius Malema nie. Interessante vraag is, wat gaan nou gebeur na afloop? In die breër gesien, dink ek, dit was absoluut 'n ramp vir die Suid-Afrikaanse afvaardiging. Ek dink dat John Steenhuisen se DA gaan 'n verskriklike nok vat, ondersteuningsgewys. Dit was 'n baie groot fout van hom om by die Ramaphosa kamp te skaar, wat dus die ANC kamp is, dat hy Ramaphosa so naby ondersteun en hy homself langs Ramaphosa plaas met dit wat hy sê. Eintlik het hy 'n guldige geleentheid gehad om as 'n minister van die regering van nasionale eenheid sy sê te sê en om meer lig op hierdie onderwerp te plaas. Maar selfs hy lewe nie in voeling met dit wat op die grond aan die gang is. As jy nie weet wat op grondvlak aangaan nie, kan jy nie die regte en meer geskikte beleide vir 'n land en sy mense maak nie. En dis die probleem met die hele regering van nasionale eenheid. Hulle is nie meer in voeling met die mense op die grond nie. Nou ja, die beskuldiging van you allow them to do that, but you're doing nothing about it. Nou, ons ken dit al. Ons weet, die Zondo-kommissie, wat hoeveel miljarde gekos het,
Maar selfs daar is niemand nog gearresteer nie. Daar word nie opgetree teen die skuldiges wat plunder, roof en steel nie. Dis hofsaak op hofsaake, maar niks gebeur uiteindelik daarmee nie. Net so hier ook. Maar nou Donald Trump dit op die wêreldverhoor openbaar gemaak. So ons kan nou verwag dat daar 'n groter aksie gaan wees. Dat ons onsself meer afgesonderd gaan bevind. En ek wil net hier 'n paar woorde van Steve Hofmeyr aanhaal wat hy gesê het: Boerkind, jy is op jou eie teen die wêreld, teen jou regering, teen ander wit Suid-Afrikaners, soos ons hier gesien het. Sportsterre, rykes, die Abby de Klerk stigting. Ons bly op ons eie. En ons is dankbaar dat Donald Trump die fokus van die wêreld op ons geplaas het vir die eerste keer in 140 jaar. Ons mag nie die belangrikheid van hierdie vergadering onderskat nie. Die uitwerking wat dit gaan hê na meer as een kant toe. Daar gaan goeie goed uitkom, maar daar gaan ook baie slegte goed uitkom, wat nie noodwendig altyd in ons guns gaan speel nie. In die breë gesien, dink ek die Suid-Afrikaanse afvaardiging het 'n pak slaag gekry. Wat agtertoe deure gesê is, weet ek nie. Niemand weet nog nie, en ons sal maar moet kyk, wat is die resultate van hierdie gesprekke in die Withuis daar in Washington. Geniet vanoggend jou kondensmelk koffie en moenie vergeet om vanaand in te skakel met die bosberaad nie. Dit gaan 'n lekker bosberaad wees en ek raai julle aan om betyds in te skakel vanaand vir 'n lekker gesprek. En ons sal dalk ook nog 'n paar opinies uitlig ten opsigte van dit wat gisteraand in Washington gebeur het.